Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Hierdie is die woord van God. Toe sê haar skoonmoeder Naomi vir haar: "My dogter, sal ek nie vir jou 'n rusplek soek dat dit goed met jou kan gaan nie? Nou dan, is Boas by wie se diensmeisies jy gewees het, nie ons bloedverwant nie? Kyk, hy wan vannag op die vloer gars uit. Was jou dan en salf jou en trek jou klere aan en gaan af na die vloer toe. Laat jou deur die man nie herken totdat hy klaar geëet en gedrink het nie. Maar as hy gaan slaap, let dan op die plek waar hy gaan slaap. Kom dan nader, maak sy voet en end oop en gaan lê, en hy sal jou te kenne gee wat jy moet doen." En sy antwoord haar: "Alles wat u sê, sal ek doen." Daarop het sy afgegaan na die vloer en gedoen net soos haar skoonmoeder haar beveel het. Nadat Boas geëet en gedrink het en sy hart vrolik was en hy gaan slaap het by die end van die hoop, het sy stilletjies gekom en sy voet en end oopgemaak en gaan lê. En die man het teen middernag geskrik en vooroor gebuig, en daar lê 'n vrou aan sy voet en end. En hy vra: "Wie is jy?" Toe antwoord sy: "Ek is Rut, u dienares. Brei dan die vleuel oor die dienares uit, want u is die losser." En hy sê: "Geseënd is jy deur die Here, my dogter. Jy het jou laaste liefde beter gemaak as die eerste, omdat jy nie agter jong manne, arm of ryk aangeloop het nie. Wees dan nou nie bang nie, my dogter. Alles wat jy sê, sal ek vir jou doen, want die hele stadspoort van my volk weet dat jy 'n deugdsame vrou is. Nou dan, dit is sekerlik waar dat ek die losser is, maar daar is nog 'n losser, nader as ek. Bly vannag oor, en as hy jou môre wil los, goed, hy kan los. Maar as hy nie lus het om jou te los nie, dan sal ek jou los, so waar as die Here leef. Bly lê tot môre." En sy het tot die môre aan sy voet en end bly lê. Maar nog voordat die een die ander kon herken, het sy opgestaan, want hy het gesê: "Dit mag nie bekend word dat die vrou op die vloer gekom het nie." Daarna sê hy: "Gee die Charlie wat jy om jou het en hou dit oop." En sy het dit oopgehou en hy het 6 mate gars afgemeet en dit op haar gesit en die stad ingegaan. Toe sy by haar skoonmoeder kom, het die gevra: "En toe, my dogter?" En sy het haar alles vertel wat die man aan haar gedoen het, en gesê: "Hierdie 6 mate gars het hy my gegee, want hy het gesê: jy moet nie met leë hande by jou skoonmoeder kom nie." En sy antwoord: "Sit stil, my dogter, totdat jy weet hoe die saak uitval, want die man sal nie rus tensy hy vandag nog die saak afgehandel het nie." Goeiemôre Ligpunt. Dit is lekker om op hierdie koue oggend by julle te wees. Vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Johan van Aswegen. Ek is een van die pastore hier by Ligpunt en dis my voorreg om ons te vat deur rit 3. Ons is vanoggend gaan ons aan met die reeks. Ek wil julle aanmoedig, as julle kans kry, gaan gerus na ons podcast toe en gaan luister die ander preke in die reeks. Dit voel vir my regtig soos 'n TV-reeks. En elke hoofstuk is soos 'n episode. Ek kan amper hoor in my kop hoe gaan die Mnet Sondagoggende om 9:00. En so jy het uitgemis op die ander episodes, gaan luister gerus daarna. Maar ons is vanoggend, wil ek sê, in die 3de episode van hierdie storie. En hierdie episode, soos al die ander, gaan nie teleurstel nie. Dit is altyd verbasendlik ryk hoe diep en ryk die Ou Testament is. So kom ons spring in. Ek gaan vir ons bid vir my hart spesifiek en vir julle harte om te hoor en te ontvang. En dan spring ons in. Kom ons bid saam. Dankie weer vir u woord. Ek wil net vra, Heilige Gees, kom en breek hierdie woord nou oop vir ons. Kom Jesus en maak op vir al my tekortkominge. Praat deur my, mag u my genadig wees en hierdie woord gebruik om ons te verander, om ons te verryk en ons op te bou en om ons te kyk weer na Jesus. En mag u ons harte nou ontvanklik maak vir hierdie woord. Maak nie ook wat in ons weke aangaan of wat kom of wat al gebeur het nie. Kom nou en help ons om te fokus en te luister op dit wat u vir ons wil sê vanoggend. Ons bid dit in Jesus naam alleen.
Amen. Ek wil vanoggend open met die vraag, as die Here jou een ding kon gee, wat jou vrede of rus sou kon gee, wat sou dit wees? Wat sou jy hom vra om vir jou te gee? Ek vra dit vanoggend, want vanoggend gaan oor 'n soektog na rus, na vrede, na sekuriteit. Ons gaan dit nou uitpak in die storie, maar net 2 goedes per inleiding. Op een of ander vlak is ons almal op soek na ware rus. Ons jaag dit na in ons lewens. Ons doen amper alles wat ons doen in ons lewens, sodat ons gemaklik kan wees, vrede kan hê, sekuriteit kan hê. Ons het 'n diep begeerte vir 'n veilige plekkie, waar die lewe ons nie kan bykom nie. En ek dink die Here het ons so geskape. Want ek dink ultimately kan net hy vir ons daai rus gee. En soos wat ons soek, hoop hy ons kom by hom uit. Tweedens wil ek noem Naomi en Rut in hulle desperate situasie. Hulle vra die vraag wat ek julle gevra het vanoggend. Hulle vra, as die Here vir my een ding gaan gee, wat vir my rus en sekuriteit kan gee, dan het hulle gevra, gee vir ons Boas. As ons net vir Boas kan hê, dan gaan ons rus hê. En hoofstuk 3 eindig nie soos wat julle sou gedink het, dit gaan eindig nie. Hoofstuk 3 eindig met spanning. Hulle kry nie wat hulle harte so voor hoop nie. En die Here wys hulle, en hy wys vir ons, dat ware rus lê nooit waar ons dink dit lê nie. Dis altyd dieper. Dis altyd in hom. En so met dit gesê, en daai vraag in jou kop van wat soek jy, waar dink jy lê rus vir jou? Kom ons spring in die storie in en ons sien wat die Here vir ons wil sê, soos wat hy hierdie storie vir ons uitpak. So, ons teks vanoggend word weer opgedeel in 3 tonele, 3 scenes in 'n fliek, waar die kamera beweeg tussen karakters en tussen gesprekke. Ons gaan eers kyk na Naomi en Rut wat 'n kans vat. Dis die eerste scene. Die tweede scene is Naomi en Rut wat moet, of Boas se belofte aan Rut. En die derde scene is Naomi en Rut wat moet wag. So in vers 1 tot 6, Naomi en Rut vat 'n kans. Vers 7 tot 15, Boas se belofte aan Rut. En laastens, vers 15 tot 18, Naomi en Rut wat moet wag. Kom ons spring in. In die eerste punt hier, Naomi en Rut wat 'n kans moet vat. Rut 3 bou natuurlik op wat reeds gebeur het in Rut 2. En so kyk gou saam met my na die einde van hoofstuk 2 toe, want as ons nie daarna kyk nie, gaan ons nie verstaan hoekom Rut en Naomi 'n kans moet vat hier nie. En so, soos wat ons laasweek gesien het in hoofstuk 2, God kom en hy werk wonder bo wonder om sy vlerke te versprei oor die weerlose Naomi en Rut. En hy doen dit deur middel van Boas. Maar wat julle dalk kon gemis het van laasweek, is al was God se onsigbare hand betrokke, al het Rut toevallig op Boas se land gekom. En al was Boas toevallig, dis alles deur sy hand, 'n losser vir Rut en Naomi. Wat ons kon gemis het is hoofstuk 2 vers 20. Rut 2 vers 20 verduidelik Rut aan Naomi wat Boas gesê het. En sy sê, hy het vir my gesê, ek kan hierdie land binne gaan, ek kan hier oes, ek kan vir my kos kry tot die einde van die garsoes, vers 21. Until you have finished the harvest. Sien julle vers 21? Nou, hierdie konsep van 'n kingsman redeemer wil ek gou verduidelik, want dit is wie Boas is. Hy's 'n kingsman redeemer, 'n losser in ons storie. En hy sorg vir hulle tot aan die einde van die garsoes. En Naomi begin sien, maar hierdie ou wat se land ons ontdek het toevallig, die Here is hier aan die werk. Hy is ons kingsman redeemer, hy is ons losser. Hierdie konsep mag vreemd wees vir ons, maar dit is eintlik 'n Ou Testament wet wat basies verduidelik dat omdat vrouens so maklik weerloos kan gelaat word in 'n tyd en 'n plek waar dit net gevaarlik is, moeiliker is, harder is, het die Ou Testament 'n wet geskep waar 'n man in 'n familie of in die Weyer familie kan trou met 'n weduwee wat haar man verloor het, sodat sy nie in die armoede van weduweeskap vergaan nie. Sodat sy 'n man kan hê en 'n nageslag kan hê wat vir haar kan sorg.
Dis God wat letterlik in die Ou Testament vrouens beskerm deur hierdie wet. En dis wat ons hierso sien. Aan die einde van die garshuis begin Naomi sien dinge is in plek, daar's 'n losser. Hy het vir ons gesorg, maar hy het net vir ons gesorg tot die einde van die garshuis. So daar's 'n deadline. Die vraag wat hoofstuk 3 ons mee binne gaan is, wat van na die garshuis? Wat as Rut nie meer agter die jong vrouens kan aanloop en kan optel wat neergelot word nie? Wat dan? Wel, dan het ons nie meer kos nie. So wat gaan ons maak? Dit is hoofstuk 3. Dan skop hoofstuk 3 af. Die vraag is, wat van na die garshuis? Ja, ons het God se genade gesien, maar wat van ons langtermyn rus en sekuriteit? Ons bly steeds kwesbare weduwees sonder 'n man, met geen sekuriteit nie, met geen vrede of rus nie. En dit bring ons na wat Naomi in vers 1 sê. Kyk saam op julle blaadjies. Sien julle Naomi se bekommerde gesig? Hierdie is nou scene 1. Okay, die kamera zoom in op Naomi se bekommerde gesig. En sy sê hierdie, sy sê vers 1, my daughter, should I not seek rest, belangrike woord, for you, that it may go well with you, dat jy vrede en gesondheid kan hê. En so dis die plot, wat die hele storie gaan aanhou dryf. Elke aksie gaan gedryf word deur 'n soektog na rus. En so wat doen Naomi om hierdie rus te bekom? Sy maak 'n plan. 'n Goeie boerevrou maak 'n goeie boereplan. Ons kan nou besluit of dit 'n goeie plan is. Ons kan nou besluit. Wow bietjie. Sy maak 'n plan. En dis 'n risky plan. Die werkwoorde hier domineer die hele storie. Sy sê, Rut, jy moet gaan stort. Trek jou mooiste klere aan, gaan ryk bietjie lekker, maak jouself so aantreklik as moontlik en dan gaan lê die aand by Boas. Gaan lê by sy voete en soos wat jy daar lê, na hy geëet het, na hy bietjie vrolik is, gaan lê daar en gooi sy voete oop. Stel sy voete bloot aan die koue, letterlik. Nou, hoekom doen sy dit? Wel, hy moet wakker word op 'n manier. Hy moet, en dis wat gebeur, en hy skrik wakker en sy voete kry koud en hy kyk af. Okay, so letterlik stel sy voete bloot aan die koue. En dan vers 5, wag. Wag dat hy vir jou sê wat om te doen, baie belangrik. Dis die plan, dis die eerste toneel, gaan daar stop. Dis die plan, en ek gaan eerlik wees, daar's 'n paar vraagtekens hier. Okay? Ek kan dit ook nie heeltemal beantwoord nie. Hoekom voel dit vir ons asof Naomi op so 'n suggestiewe manier Boas probeer verlei in die versoeking in? Sekerlik dink ons daar's 'n beter manier. Die teks sê nie vir ons hoekom sy hierdie spesifieke plan maak nie. En ons as lesers voel die spanning. Hierdie is verseker risky. Wat gaan Boas doen met hierdie? Dis die woorde waarmee die eerste scene ons los. Die kamera zoom uit en ons sit soos, wat gaan Boas doen met hierdie? Dis die vraag. En sy sê, Boas gaan vir jou sê wat om te doen. Maar wat duidelik is, ek weet ons verstaan nie die detail nie, maar wat duidelik is in die storie, en veral die storie as 'n heel, as jy die hele storie saamvat, is dat dit duidelik is vir ons, Boas is 'n opregte man. Hy is 'n opregte man. En Naomi vertrou hierdie opregte man om te weet wat om te doen wanneer Rut daar lê. Haar plan mag dalk 'n vraagteken op hê, maar die doel van die plan moet ons ook onthou, as ons na die storie as 'n heel kyk, dit bly 'n opregte doel. Die doel van die plan is wen vir Rut 'n opregte man van karakter, 'n man wat vir hulle rusplek kan gee in 'n wêreld van die rigters, die chaotiese wêreld waarin hulle lewe, waar almal net doen wat reg is in hulle eie oë, is haar begeerte vir 'n opregte man 'n belangrike begeerte, want 'n opregte man is so skaars. 'n Man wat regtig gaan omgee vir hulle is so skaars. En soos wat sy sê, vertrou hierdie man van karakter. Hoe ons eintlik dalk beter moet kyk na hierdie situasie is, dis beter om hierdie te sien as 'n verskriklike elaborate proposal. 'n begeerte vir 'n man en twee weduwees wat uit 'n desperate situasie uitkom om te vra, sal jy met my trou, Boas? En wat Naomi doen is risky. Sy gaan en sy stuur vir Rut in en sy sê,
Boas, ek wil vir jou wys hoe 'n gelukkige man jy sal wees met hierdie mooie ou Rut aan jou sy. Dis wat sy probeer doen. Sy flirt bietjie. Sy sê, en ek wil dit sê, die Ou Testament is nie sondagskool stories waar elke karakter perfek moet optree volgens ons definisie van wat perfek is nie. Ek wil hê ons moet hier op hierdie punt net onthou, die Ou Testament is grootmens stories met grootmens probleme. En ek wil hê ons verstaan dalk nie die desperate situasie presies soos wat Rut en Naomi dit voel nie. Hulle is hulpeloos, hulle is weerloos. En hier het hulle 'n kans om 'n opregte man te ooreed om met Rut te trou en vir hulle 'n nuwe lewe te gee. En so, ek kan verstaan dat Naomi geen punches terughou nie. Sy sit Rut op haar beste voor Boas neer. Vanuit Rut en Naomi se perspektief, van hulle perspektief, in my eie woorde, hierdie man moet jou aanloklik vind, Rut. Hy moet jou wil hê. En so, ja, sy bou die seksuele spanning op. Maar tot 'n mate kan dit ook onskuldig wees, want dis hoe ons ook werk. As ons op soek is na iemand, trek ons nie ons beste klere aan nie. As ons op soek is na 'n maat, wys ons nie ons beste voetjie voor nie. Hoeveel te meer nie vrouens in so 'n desperate situasie. Hoeveel te meer nie hulle. En ja, Naomi vat dit 'n stukkie verder. Maar ek dink hulle situasie vereis dat sy kan nie hierdie geleentheid uitmis nie. En ek dink hierin lê 'n klein les vir ons aan die einde van ons eerste toneel. Ek dink ons moet onthou die groter storie van Rut is 'n storie van verlies. Naomi is 'n vrou wat alles verloor het. Sy noem haarself Mara, bitter. Ek het niks meer nie. Die Here het my verlaat. En wat ons sien in hierdie storie, soos wat ons in hoofstuk 3 kom, al heel wat in die storie in, is dat ons word gewys dat baie kere in ons swaar kry reis, in die proses van ons swaar kry, soos wat ons daai swaar kry verwerk, is daar 'n draaipunt. Daar's 'n draaipunt in ons swaar kry waar ons nie meer mag of kan net terugsit en onsself meer jammer kry nie. Daar's 'n draaipunt waar ons kan opstaan vanuit ons swaar kry in die veilige hande van 'n God wat ons nie gaan verlaat nie, hoofstuk 2, om te kan kansse vat, soos wat Naomi hier 'n kans vat. Daar kom 'n punt in jou swaar kry waar jy moet opstaan en sê, ek gaan weer lewe. Ek gaan ophou myself jammer kry. As ons te veel vaskyk in die detail, dan hoop ek nie julle hoor, ek kan enigiets doen om the means justify the ends. Ek kan enigiets doen om te kry wat ek wil hê. Moenie dit hoor nie, dis nie wat ek sê nie. Ek weet, daar's hier goed is wat ons nie verstaan nie, maar wat ek wel sien, is ek sien 'n vrou wat alles verloor het, en ek sien 'n vrou wat weer hoopvol raak. Ek sien 'n Naomi, wat die onsigbare hand sien in die groter prentjie van haar lewe, en ek sien hoe sy 'n kans vat op daai God. Vrees vir mislukking, vrees dat jou hart weer gebreek gaan word, vrees dat jy weer die verlies gaan ervaar wat jy ervaar het. Hierdie dinge kan ons in ons swaar kry in 'n gekrippelde gat van selfbejammering los. En dit het al vir baie van ons. 'n teken van depressie en hopeloosheid is dat jy net nie meer wil probeer nie. Ek wil nie meer probeer nie. Ek het opgegee op die lewe. Dit voel amper onmoontlik om 'n kans te vat en om weer te probeer lewe. Maar die einde van ons eerste toneel gee vir ons 'n bemoedigende woord. Daar kom 'n stadium na ons getreur het waar ons weer kan hoop in God en ons kan die geleenthede gryp vir 'n nuwe lewe wat hy ons bied. Soos wat Naomi hier doen. Sure, dalk vat sy dit te ver, maar tog sien sy vir Boas. Sy sien 'n losser wat die Here toevallig oor hulle pad gebring het. Sy sien vir Rut. Sy ervaar God is aan die werk. En sy sê, my omstandighede definieer my nie. Ek is nie meer 'n victim nie. Ek is 'n kind van die lewende God wat werk in my lewe. Ek gaan 'n kans vat. Ek gaan 'n kans vat. En dalk sit jy vanoggend hier, totaal en al oorweldig deur die lewe, oorweldig deur Suid-Afrika.
oorweldig deur alles wat kan verkeerd gaan in jou lewe. En jy sê vir my, Johan, dit het al so baie verkeerd gegaan. Hoor vanoggend God se woord, hoor hierdie bemoediging. God is vir ons. Hy is met ons en ons kan kansse vat. En ek moenie hoor, alles wat ons 'n kans opvat, gaan uitwerk nie. Dit is nie wat ek sê nie. Ek sê nie alles gaan perfek suksesvol uitwerk soos ons definisie van sukses nie. Maar wat ek wel wil hê ons moet hoor, is ons kan, gegeewe hoe veilig ons is in God se hande, hoe veilig ons is bedek in die vlerke van die Here se almag, ons kan kansse vat. Ons kan lewe, wetend, hy sal ons dra, al bom dit alles. Al gaan dit so sleg soos wat dit kan sleg, gegeewe die kans wat jy gevat het, hy is met jou, en hy werk alles ten goeie vir sy kinders. En hoor net weer, gegeewe waar jy is, hy gee om oor die klein dinge. Moenie vergeet nie, ons praat hier van 'n almagtige God, wat besig is met 2 weduwees en 'n paar hope vol gars. Kyk, dit is waarmee God hier besig is. Hy gee om oor die klein dinge in jou lewe. Want dit is die tipe God wat hy is. Dit bring ons aan die einde van die eerste toneel. So kom ons kyk dan, wat gaan Boas doen met die vrou wat op sy voete lê? Okay, so kamera zoom weer terug in, okay? Die son het gesak, die kamera zoom in op Boas, wat nou net na 'n lang, harde dag se werk lekker geëet het, lekker gedrink het, en hy gaan nou 'n verdiende nag slaap inkry. Maar na so 'n rukkie se slaap, kry sy voete koud. Ek is seker ek het my voete toegegooi. Hy kry sy voete koud, hy skrik wakker, hy kyk af na sy voete, en daar lê 'n baie mooi vrou by sy voete. Ons hoor in die stilte van die aand, Rut se hart wat klop. Vol angs en vol onsekerheid. Wat gaan Boas doen? Boas vra vers 9, wie is jy? En Rut beantwoord met 'n baie duidelike antwoord. Sy sê, I am Ruth, your servant, jou dienares. Spread your wings over your servant, for you are a redeemer. Die ESV agter op julle blaadjies is baie duidelik hier. You are a redeemer. Die antwoord is baie duidelik. Ons moet sien wat Rut eintlik hierso sê. En as ons regtig stil staan by wat Rut sê in vers 9, kan ons weer eens sien, sy wil nie vir Boas wys hoe mooi sy is. Sy wil nie hom verlei op 'n slegte manier nie. Sy verlei hom nie want sy soek om kras te stel 'n one night stand nie. Dis nie wat sy hier doen nie. Sy wil hom nie op daai manier verlei nie. Sy sê duidelik in hierdie antwoord vers 9, sy sê jy is ons losser. Sy sê jy is die een met wie ek mag trou. Hierdie is 'n verloving, Boas. Ek vra jou om met my te trou. Sal jy met my trou? Weereens in my eie woorde, Boas, jy is reeds besig om ons om te sien, hoofstuk 2. Jy is reeds besig om ons te beskerm in die Here se vlerke. Jy gooi die vlerke van beskerming oor ons. Maar sal jy, Boas, sal jy dit permanent maak? Want die gasoes is verby en ons het geen verdere sekuriteit nie. En net so by the way, Boas, op 'n onskuldige manier dink ek, kyk, ek is 'n aantreklike vrou. Net so by the way. Dit sal lekker wees as ek aan jou sy kan wees. En Boas sê basies ja. Boas sê ja, maar die taal van Boas in vers 10 is ook so mooi. Ek het gesukkel met die Afrikaanse woord. Boas is flattered. Soos Rut woe hom, sy flirt bietjie met hom en hy soos flattered. Hy soos wow. Vers 10. May you be blessed, my daughter. You have made this kindness greater than your first, in that you have not gone after young men, whether rich or poor. So in sy eie woorde, wow, jy het my gekies. Bo al daai ander jong mans, jy het my gekies. Dis amazing dat Boas haar waarde sien. Ek weet nie of julle dit sien nie. Boas sien dadelik Rut se waarde as vrou. Hy aanvaar haar proposisie asof hy die bevoorregte een is. Nou dit, hy sê vers 11, I will do for you all you ask, for you are a worthy woman, letterlik, 'n vrou van waarde. Ons moet onthou die rolle hierso, okay? Boas is 'n vermoënde man. Hy is so 'n hoog opkop CEO tipe persoon in sy wêreld. En Rut is 'n weduwee, sy is die laagste in haar wêreld.
En in die middel van die nag kom pla Rut hom. Met 'n baie risky, bold verloving. Maar soos wat hy met haar praat, ervaar ons niks van hierdie rolle of range of ek's beter as jy nie. Ons ervaar niks daarvan nie. Wat ons ervaar is dat Boas op die mooiste manier haar waarde net sien en eer. En homself neerbring op haar vlak en sê, ek is lucky om jou te hê. Dankie dat jy my kies. Nou, ek dink om die opregtheid van Boas te waardeer hier, wil ek stop hier en ek wil amper half vanuit die negatief uitwerk. So, kom gou saam met my vir 'n oomblik, verbeel jou, wat kon Boas gedoen het? Dan gaan ons waardeer hoe amazing hy eintlik is. As ons onsself vra, wat kon Boas en wat sou meester ander mans in sy situasie gedoen het? Hierdie is die eerste obvious ding wat Boas kon gedoen het. Boas kon in daai oomblik, toe daai vrou voor hom lê, hy kon gegryp het wat vir hom op 'n silwer skingbord aangebied word. 'n kwesbare vrou wat uit 'n desperate situasie 'n kans vat om vir haar 'n man te probeer kry en vir haar rus te probeer gun. Hy kon daar in die donkerte van die nag sy mag gebruik het om te vat wat hy so graag sou wou gehad het, seksueel, en hy sou haar nie gegee het wat sy so desperaat nodig gehad het nie. 'n man wat regtig vir haar omsien en sy lewe toewy aan hulle, dis wat hulle nodig het. Hy kon net met haar geslaap het. En hy kon dit op 1000 maniere gejustify het. Niemand gaan weet nie, sy het haarself gegooi op my. Hy kon dit op 1000 maniere gejustify het. Dis wat kon gebeur. En ons voel daai spanning in die verhaal. Die tweede ding wat kon gebeur het, moontlik, is hy kon haar net geshame het. Nie, ag shame, soos ons Suid-Afrikaners love om te sê nie. Nee, skaam jou, Rut. Skaam jou vir wat jy hier doen. Skaam jou vir wat jy weet mense gaan dink van ons, soos wat jy hier lê. Skaam jou. Hoe kan jy my in hierdie situasie plaas? Dis iets wat hy kon doen. Hy het alle reg gehad. In plaas daarvan, beskerm hy haar eer op elke punt. In plaas van hom haar te shame, bou hy haar op. Hy's lief vir haar, hy sien haar waarde en hy beskerm haar honor, hy beskerm haar eer. Nie net deur die feit dat hy geensins seksueel aan haar raak nie. Maar reg deur sy gesprek met Rut volg hy die Ou Testament tot op die letter. Hy is 'n ware opregte man. Hy volg die regte Godverheerlikende proses. Hy sê, wag, daar's ander mans wat ek eers mee moet gaan praat. Nie omdat hy haar nie wil hê nie, omdat dit die regte ding is om te doen. Hy sê, wag, tot môre toe. Wag tot môre toe. Ek gaan eers met jou trou, maar ek gaan eers met jou trou, soos wat God bedoel het, vir ons om in die huwelik mekaar te geniet. Ek gaan eers daai lang pad omvat. Die Godverheerlikende pad kies. En dan, in die konteks van die huwelik, dan gaan ek jou geniet as my vrou vir alles wat dit beteken. Maar gaan nie nou vat en die kort pad kies. Gaan nie dit nou doen nie. God eers te sit. Hy sê selfs in vers 14, let it not be known that a woman came to the threshing floor. Voor mense kan veroordeel wat hier dalk gebeur het, en omdat niks gebeur het nie, jok hy nie, nee. Niks het gebeur nie, so hy jok nie. Maar voordat mense kan veroordeel, sê hy gaan, niemand moet weet jy was hier nie. Ek gaan dinge regmaak, ek weet wat ek moet doen, ek het 'n plan. Ek noem dit alles, want dit sit in perspektief hoe opreg hierdie man is, en hoeveel integriteit hy het, om in die donkerte van die nag 'n weerlose vrou so te hanteer. En dis regtig aan die einde van ons tweede toneel, aan die einde van hierdie scene, wil ek hierdie punt maak. Dis die groot punt, wat ons moet raak sien. Sien raak aan die einde van die tweede toneel, hierdie gesprek tussen Rut en Boas, sien Boas se karakter. Sien sy liefde, sien sy uitermate opregtheid teenoor haar. En dit behoort ons weg te blaas vandag, soos wat dit 'n Israeliet sou weggeblaas het toe. Want die sonde in mans vandag was die sonde in mans toe. Alles
alles wat Rut ervaar by Boas, vind eintlik sy volheid in vers 9. Vers 9 is, spread your wings over your servant, for you are a redeemer. Spread your wings over, you are a redeemer. Kom beskerm my permanent. Hierdie is die woorde wat alles opsom. En ek hou van die Engels redeemer, want dit is sterker as bloot net 'n losser. Hierdie Engels is beter, want Boas is nie net 'n losser nie. Boas is 'n skaduwee van die verlosser. Alles van Boas is 'n wyser na Jesus toe, wat die groot, almagtige verlosser is, wat God het gestuur het na die aarde toe. Hy is die opregte man, Boas, wat ons wil wys na die opregste man toe, Jesus Christus. Maar meer spesifiek, soos wat Boas ons wys na die verlosser toe, wil hierdie verhaal wat vrouens in hulle unieke rol speel, as mooi vrouens, in hulle unieke rol, in hulle waarde, en mans in hulle sondes, hierdie prentjie van 'n verlosser wil juis kom en ons kom red, as vrouens met ons unieke worstelinge, en as mans met ons unieke worstelinge. So hoor net gou hoe verlos Jesus ons deur hierdie storie, en hoe wil hy die goeie nuus in ons sondes inpraat. Ek wil eers met mans praat. Boas is alles wat mans behoort te wees. Hy neem leiding, hy's 'n dienaar, hy gebruik al sy gawes nie vir homself nie, maar vir ander. Hy ontduik nie sy verantwoordelikhede nie soos ons nie en nie soos Adam het nie. Hy is gehoorsaam. Hy het integriteit. Hy is nederig. Hy tree met integriteit op, nie wanneer dit maklik is nie, in die donkerte van die nag, wanneer niemand anders daar is nie. Op amper elke punt is Boas wat mans moet wees vandag, en nie is nie. Ons is die teenoorgestelde van hierdie man. En wat dit behoort te kommunikeer, is ons kort verlossing. Ons kort verlossing as mans. Boas is nie hier 'n voorbeeld om te volg nie. Boas is 'n herinnering van ons gebrokenheid en ons nood as mans. Hy is 'n herinnering, hy is vir ons 'n herinnering, dat ons net deur God die mans kan wees wie ons wens ons was. Moenie hoor hier vanoggend, jy moet jou sokkies optrek en meer soos Boas wees nie, want ons het al as mans 1000 weergawes daarvan probeer en dit werk nie. Wat ons moet hoor is ons kort iemand soos Boas wat in ons plek sal kom staan, sodat hy vir al ons sondes kan doodgaan, sodat hy vir ons cowardice kan doodgaan, vir ons luigheid sal doodgaan, vir ons skaamte en vir al die donker naggeheimpies wat ons op ons skouers dra en oor skuldig voel en wegsteek. Ons kort iemand wat ons sal kom verlos van dit af. En dit is wanneer ons kyk na Boas, ons sien hy wys na Jesus toe. Dis die uitnodiging vanoggend. Dis die goeie nuus, dis die evangelie. Daar is iemand soos Boas wat gekom het vir mans. Sy naam is Jesus. En hy is die man wat ons behoort te wees 100,000 perfekte keer. Perfek, hy is daai man. En ten spyte van wie ons is as mans, ten spyte van al ons tekortkominge, wy Jesus sy lewe toe aan ons. Hy offer sy lewe op om te werk met ons, om saam met ons 'n pad te stap, sodat ons, daai mans deur hom, gemaak kan word, wat ons wens ons was. So die uitnodiging en die goeie nuus is bely. Bely jou tekortkominge as man. Kom uit die donkerte uit. Gee op jouself. Want jy jouself kan niks doen aan jou hart nie. Maar hoop eerder in Jesus, die perfekte man. Gee vir hom alles wat jy oor sleg voel en skuldig voel. Sien hoe hy sy liefde aan jou bewys deur dood te gaan vir alles wat jy is aan die kruis. Sien hoe hy homself wil gee vir jou in liefde ten spyte van wie jy is.
En ek beloof vir jou, as jy wegdraai van jou ou lewe, as jy uit die donkertyd kom, as jy Jesus vertrou, is die belofte van die Bybel dat Jesus jou Boas sal maak. Hy sal jou 'n Boas maak. In 'n wêreld van seuns wat nie meer ooit mans, hulle weet nie wat 'n man is nie. Ons lewe in 'n wêreld waar almal is kinders en seuns. Ons weet nie meer hoe lyk 'n man nie. Die Here sê deur my te volg, deur op te gee op jouself en jou hoop in my te plaas, gaan ek vir jou 'n man maak in 'n wêreld wat rolmodelle nodig het. Wat regtig rolmodelle nodig het. Dis Jesus se verlossing vir ons as mans deur Boas. Nou vrouens. Ek erken, ek's nie so gekwalifiseerd in hierdie area nie, okay? So hierdie gaan bietjie korter wees. Maar ek dink daar's iets hier. Ek dink die Here wil verlossing praat vir vrouens hier deur Boas se liefde. Boas se liefde is 'n prentjie van Jesus se liefde vir jou as vrou. Hierdie is oral in hierdie, dis 'n semi-romantiese verhaal, nê? Ek dink die girls like hierdie storie. Daar's huwelikstaal hier, daar's verloving, dit is 'n romantiese verhaal. En in Boas se woorde aan Rut, wat ek hoop julle as vrouens sal hoor vanoggend, is jou waarde in Jesus se oë is van so 'n aard dat Jesus ook soos Boas alles sal opgee vir jou. Jesus wil soos Boas vir jou sê, jou waarde is van so 'n aard, ek is gelukkig om jou te hê aan my sy. Jy is nie tarnished goods nie. Jy is nie tarnished goods nie, jy is nie 'n roos wat opgetrap is nie. Jy maak nie saak wat jy na die tafel toe bring nie. Boas kyk nie na haar verlede nie, Jesus kyk nie na jou verlede nie, hy sê net kom. Ek gaan jou skaamte in my vlerke bedek. Ek gaan jou spyt en jou seer in my vlerke bedek. Ek gaan jou weer optel en jou myne maak, want jy is waardevol. En die uitnodiging vir julle is bely die sonde van julle harte, vrouens, om julle waarde te wil gaan vind op allerlei ander plekke, buiten Jesus. Jou waarde is nie wat social media sê jy is of is nie. Jou waarde is nie hoe jy lyk nie. En jou waarde is nie in hoe mans jou hanteer of gehanteer het nie. Dis nie wie jy is nie. Jesus sê, ek sê wie jy is. Aanvaar wie ek sê jy is. Jy is waardevol. En net dan gaan jy daai leemte kan volmaak. Wat niks anders gaan daai leemte volmaak. Niks anders gaan daai leemte volmaak. Jou waarde, wie jy regtig is, word bepaal deur God. En deur Jesus se prentjie van Boas hier, wat ultimately vir jou sê, ek het dood gegaan vir jou. Jy is my prinses. En ek bewys dit aan jou deur my radikale opoffering vir jou aan die kruis. Die eenvoudige vraag is, glo jy dit? Gaan jy hier uitstap en dit glo? Maak nie saak hoeveel keer ek my vrou sê, sy is mooi nie, sy glo my nie. Gaan julle glo wat Jesus sê, waar is van jou? Dit is die einde van ons tweede toneel. Bring ons na die laaste toneel toe. Naomi en Rut wag op hierdie belofte wat Boas gemaak het. So, die kamera zoom weer in, dis 'n nuwe toneel, en hierdie keer zoom die kamera weer terug op Naomi. Naomi wat alles begin het. Naomi, vers 1, onthou die plot, ons soek rus, ons kyk na Naomi, en aan die einde van hierdie rit, vra Naomi vir dit, hoe het dit gegaan, gisterand? Wat het gebeur? Het ons kans afbetaal? Gaan ons nou kan rus? En die antwoord is ja, maar ook nee. Boas se liefde was duidelik, nee? Onthou Boas sê vers 11, I will do for you all you ask. 10, I will redeem you. Vers 15, hier is 'n groot hoeveelheid van die oes. Geef my daai serpie en ek gaan daai serpie vol oes maak, vol gars. Hier is ons kos. Ons sien oral liefde van Boas se kant af. Maar dan vers 18 los ons storie in hierdie spanning. Vers 18, kyk saam met my op julle blaadjies, wait. Nou alles wat ons nou net beleef het, is dit die antwoord. Wag. Ons soek rus. Ons vat 'n kans op die man. Wag. Wait, my daughter, until you learn how the matter turns out. For the man will not rest until he settles the matter today. Wag. Dis die antwoord wat hulle kry.
Die vraag wat ek aan jou beloof, hulle harte gevra het, is, maar gaan hy sy woord hou, soos wat ons wag? Ek het nie beplan om te wag nie. Gaan Boas sy woord, sy belofte hou teenoor ons, soos wat ons wag? Hierdie belofte, en hierdie is amper soos 'n deposito, nee? hierdie gas wat hy vir gee. Los ons storie met 'n spanning wat eers volgende week opgelos gaan word. Maar dis waar Rut en Naomi hulle self bevind. Glad nie op 'n slegte plek nie, maar ook nie met perfekte rus soos wat hulle hart begeer het nie. Hulle het 'n belofte vir rus en 'n massiewe hoeveelheid kos wat vir hulle iets is, waar hulle kan rus daarin ten minste. Maar hulle kan verseker nie rus soos wat hulle harte diep begeer het om te rus nie. Kyk, ek weet nie hoe jy daai vraag beantwoord het wat ek in die begin gevra het nie. As die Here vir jou een ding kon gee wat vir jou vrede en rus kon gee, wat sal dit wees? Ek weet nie hoe jy daai vraag beantwoord nie. Hulle antwoord was Boas, ons soek vir Boas. Ek kan jou beloof, niemand in hierdie kamer het gesê, ek soek 'n belofte nie. As die Here net vir my 'n belofte sal gee, is ek happy. Dan kan ek rus. Hulle het nie gevra vir 'n belofte nie, maar dis wat die Here gee. Die Here gee 'n belofte. En ek wil vir julle sê, al is dit nie die antwoord wat ons hart soek nie, hierdie is 'n ongelooflike antwoord, en dis presies wat ons nodig het. Vir ons vandag kan ek nie dink aan 'n beter prentjie van die kerk en Jesus nie. Jesus, soos Boas, het beloftes gemaak aan die kerk, en hy het gegaan, soos Boas nou gaan, hy het gegaan en hy kry dinge reg vir ons as kerk. En intussen gee hy vir ons sy woord, hy gee vir ons sy beloftes, en hy sê, kerk, wag op my, ek kom. En al is dit nie wat ons wil hê nie, wil ek vir julle sê, hierdie is goeie nuus, want alles kom neer op, wie is die man wat daai beloftes gemaak het? Hoekom is hierdie goeie nuus? Want die man wat daai belofte gemaak het, is 'n man beter as Boas. Dis 'n man van opregtheid, van integriteit. Dis 'n man van sy woord, dit is Jesus. Hy is die man wat gesê het, ek gaan terugkom, vertrou in my, en ek bewys my liefde weer en weer en weer, deur dood te gaan vir jou. So gee net kans, ek kom. Jesus sê, wag vir my, ek kom, ek gaan alles kom regmaak, al die seer, al die verlies, al die swaar kry, al die kansse wat ons vat wat bom, ek gaan dit kom regmaak. Ek gaan alles kom nuut maak, ek gaan elke traan kom afvee van elke wang, Openbaring 21, maar julle, kerk, julle moet net wag op my. En weet jy hoekom is dit so 'n goeie antwoord? Want dit sê vir ons gaan nooit op hierdie aarde perfekte rus bekom nie, nooit nie, is nie moontlik nie. Nooit nie. Maar ons kan 'n beter rus kry in die belofte van Jesus as wat die wêreld oor kon droom om ons. Ons het in Jesus 'n beter rus as wat die enige iemand om ons wat nie glo in Jesus nie. Ons wat vandag hier sit, die kerk en al God se mense, lewe in 'n already not yet tydperk. Ons het reeds ontvang, maar ons wag. Ons het reeds ontvang sakke vol gas in die vorm van die Heilige Gees, wat gees vir ons as kerk. Wat ons elke dag bystaan. Wat ons krag gee om ons sondes te oorkom. Wat ons krag en moed inpraat wanneer ons geen sinsperspektief sien in die wêreld nie. Ons het die Heilige Gees wat ons terug na ons knieë toe bring wanneer ons wegdwaal. Boonop dit het ons die kerk gekry. Die kerk is gegee aan ons. Ons sit hier met sakke vol boeties en sissies in Jesus. Wat week na week in gesinsgroepe en op Sondag ons wil herinner aan daai beloftes van Jesus, wat ons so vinnig van vergeet. Maar ek weet, dis nie perfekte rus nie. Maar dit is rus. Dis meer rus as wat die wêreld ooit sal hê. Dis die goeie geskenk wat ons terugroep. Ek weet ons wil dit nie hoor nie, maar dit is die goeie geskenk van God wat ons terugroep om op te hou vertrou in onsself en te vertrou op hom. En dis waar rus lê. Enige iemand wat die lewe in sy eie hande probeer neem, kan nie rus nie. Jy kan nie rus as jy dink jy kan hierdie lewe uitfigure en hier vir jou sekuriteit bou nie. Want jy weet, diep in jou hart, jy's te swak. En hierdie wêreld is te groot van 'n tsunami vir jou om hom te kan beheer. Maar ware lus lê, soos wat ons vashou aan die beloftes van Jesus, oorgee ons beheer en sê ja, ek het nie beheer nie, maar my God is vir my.
Hy is met my en hy het vir my hierdie belofte gelos. En ek gaan nie hier perfekte rus bekom nie, maar ek gaan hoop in wat kom. En dis die mooi woorde van Boas. Boas sê, vers 18, "This man will not rest until this matter is settled." Weet jy wat sê Jesus vir ons? Jesus sê, ek gaan nie rus tot julle eendag by my rus nie. Dis wat Jesus vir ons sê. En ek wil afsluit met dit. Kyk hoe Jesus nie rus tot ons rus nie. Kyk na Romeine vers 34 en 35. Jesus rus nie tot ons eendag rus nie. Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us right now. Who then shall separate us from the love of Christ? Jesus is besig om nou vir jou te bid. Hy rus nie. Hy bid nou vir jou. Hy bid nou vir jou. Niks kan jou skei van sy liefde af nie. Ligpunt, kom ons rus daarin. Kom ons gee weer ons harte vir die belofte. Ons laat gaan van ons trots. En ons rus in Jesus. Kom ons bid saam. Almagtige God, Papa Vader, dankie vir hierdie woord. Dankie vir hierdie moeilike, maar absolute ryke storie. Ons wil net bid, Vader, U weet op watse vlak ons is en waar ons is in hierdie storie. U ken ons stories. U skryf ons stories. En Vader, ek wil net vra, gegewe U wat weet waar ons elkeen is, kom en praat ons moed in. Kom en tel ons op. Kom en dra ons met die waarhede van Jesus. Help ons om ons sondes te bely, ons trots neer te lê, om weg te draai van die dinge wat ons so vashou. En om weer terug te kom na U seun toe Jesus. En hou ons veilig daar. En ek wil regtig bid, Vader, deur die krag van die evangelie wat vandag hier gepreek was, sal U die laste van ons skouers afhaal en vir ons 'n mate van vrede hier en nou gee, wat die mense om ons sal begeer. Ek bid vir dit, Vader. In Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.